Goeiedag geliefdes. Dit was so wonderlik om so min of meer 'n maand terug Kersfees te vier. Om te sê Immanuel, God met ons. Maar daar's 'n baie belangrike ding wat gebeur het toe Jesus Immanuel, God met ons geword het. Daar het 'n koninkryk gebeur. En hierdie week wil ek so graag 'n bietjie met jou gesels oor die implikasies van die koninkryk. Wat gaan hier aan? Ons gaan stil staan net by die boek Matteus en ons gaan nie naby aan alles kan raak wat ons wil nie. Nou dink ek aan Genesis 11 waar die mense besluit het om 'n toring te bou om by die hemel uit te kom. Hulle wou vir hulle self 'n naam maak. Hulle wou sekerlik gode wees of naby aan God kom. So hulle het hierdie droom gehad om hierdie reuse toring te bou. Ek noem dit die Babeldroom. Maar dan lees ons in Matteus 3. In daardie tyd het Johannes die Doper in die woestyn van Juda begin preek en gesê: "Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom." Hy is die een wat die profeet Jesaja bedoel het toe hy gesê het: "Iemand roep in die woestyn, maak die pad vir die Here reguit, maak die paaie vir hom reguit." Hier is Johannes die Doper baie duidelik. Wat gebeur met die geboorte van Jesus? Die koninkryk van die hemel het tot by die mense gekom. En hiermee kom keer hy die hele Babeldroom op sy kop. Mense hoef nie meer fondasies te bou nie, mense hoef nie meer slim te wees nie, mense hoef nie meer hard te werk, ingenieursgrade te hê om by God uit te kom nie. Want die eenvoudige waarheid van die koms van Christus is, hy bring die koninkryk van die hemel tot by die mense. En as jy nou dink, Johannes praat miskien bietjie skeef, dan blaai jy net om en jy kyk in Matteus 4, wanneer Jesus begin preek, sy intree preek, lei eenvoudig so: "Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom." Is dit nie wonderlik nie? In Jesus kom die koninkryk van die hemel tot by ons. So wat ons begin beleef na Jesus se geboorte, na Jesus se sterf, na sy opstanding, is iets heeltemal anders as wat in die Ou Testament gegeld het. Wat ons nou leef, is 'n koninkryk. En nie enige koninkryk nie. Ons ken koninkryke. Die Britse koninkryk, Monaco, ander koninkryke wat daar mag wees, waar dit altyd nie baie goed gaan nie, en die koninkryke lyk nie so goed nie. Die koninkryk van die hemel het 'n werklikheid geword vir my en vir jou. As ons aan Christus behoort, as ons aan Jesus Christus glo, dan is dit ons werklikheid. Dan is dit ons leefruimte. Dan is dit ons bestaansruimte. Ons bestaan en ons leef reeds in die koninkryk van die hemel. Ons weet, daar gaan nog 'n finale deurbraak van die volmaakte kom. Maar ons moenie vergeet dat wat gebeur het toe die koninkryk van God tot by my en jou gekom het nie. Die belangrikste wat ek vandag wil sê is, dit beteken genade het 'n werklikheid geword. En dis in hierdie koninkryk waarin ons leef, dis 'n koninkryk van genade, dis nie 'n politieke stelsel nie. Ons weet politieke stelsels is almal onvolmaak, of dit nou demokrasie of autokrasie of wat dit ook al is. Dit werk nie. Ons hoef maar net te kyk wat in die wêreld rondom ons aangaan. Maar te midde van dit alles moet ek en jy, wat ons self gelowiges noem, besef, ons leef die koninkryk. En die uitstaande kenmerk van hierdie koninkryk is, genade het 'n werklikheid geword. Genade vir ons het 'n werklikheid geword. En soos ons in die res van die week sal sien, daardie genade het implikasies. Miskien moet ons net so 'n bietjie ophou om te fokus op al die politiek rondom ons. Op die droom vir 'n beter regeringsstelsel. En net begin fokus op wat ons het. 'n Koninkryk van genade wat werklikheid geword het in ons elke dag. Shalom.